am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. I am the true vine, and my Father is the gardener. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. I am the resurrection and the life. Everyone who lives and believes in me will never die. Aan al die kykers en luisteraars by die huis wat inskakel by die opname, 'n spesiale woord van welkom ook dan elkeen van julle. En ons bid dan ook as gemeente dit oor julle toe, dat hierdie vir julle net so 'n besonderse geleentheid sal wees, soos ek glo dit dan ook so 'n ervaring vir ons hier teenwoordig sal wees. Kom ons sit net so en raak ons stil by die voete van ons Here Jesus. Almagtige Hemelse Vader, ons het sopas gesing dat ons wil hier wees. Ons wil U loof en prys. Ons wil U verheerlik. Want ons besef hoe afhanklik ons van U is. Ons besef hoe geseënd ons is. Hoe baie elke dag so onverdiend aan elkeen van ons gee. Here, ons besef dat ons ook nooit volleerd is nie. Ons kan nooit op 'n punt kom wat ons sê, ons weet nou alles nie. En ons het nie meer nodig om onderrig te word nie. Daarom, Here, kom sit ons vanoggend by U voete, kom raak ons stil in U teenwoordigheid. En ons vra, Here, praat met ons. Ons wil luister, ons wil leer. Ons wil nog nader tot U groei. Ons dink aan hulle wat vandag nie hier kan wees nie, wat die rede mag wees. Ons vra dit in besonder dan ook daar waar hulle is, in hulle teenwoordigheid sal wees, so ook hulle wat inskakel by die opname. Mag hulle waarlik U Gees en die teenwoordigheid ook ervaar. Ons bid dit alles in U groot naam alleen. Amen. Ons teksgedeelte vandag kom uit Johannes 11. Ek gaan vir ons saam lees vanaf vers 17. Die opskrif daar meld Jesus by Martha en Maria. Toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem, omtrent 3 kilometer, en baie van die Jode het na Martha en Maria toe gekom om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Maar selfs nou weet ek, dat God U alles sal gee, wat U van hom vra. Jesus sê toe vir haar, jou broer sal uit die dood opstaan. Maar Martha sê vir hom, ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom. Ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Nadat sy dit gesê het sy haar suster Maria gaan roep en saggies vir haar gesê, ons leermeester is hier en hy roep jou. Toe sy dit hoor, het sy gou opgestaan en na hom toe gegaan. Jesus het nog nie in die dorp aangekom nie, maar was nog op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by Maria in die huis was,
en haar vertroos het sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter haar aangegaan, omdat hulle gedink het sy gaan na die graf toe om daar te huil. Toe Maria daar aankom, waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Net tot sover ons gedeelte dan vir vandag. Vriende, met die preke tot nou toe het ons elke keer vir mekaar gesê, dit gaan uit 2 dele uit bestaan. Ons gaan eerstens kyk na die konteks, naamlik die hoe en die waar en die hoekom die ek is uitspreek gelewer is, en dan in die tweede deel gaan ons hom ontleed. Nou vandag gaan dit so klein bietjie anders te wees. Vandag is die ontleding eintlik deel van die konteks. Die twee is eintlik met mekaar vervleg. Maar voor ons daarby uitkom, wil ek graag die volgende woorde vir julle voorlees, wat iemand eens op 'n tyd geskryf het, woorde wat ek geneig is om ook baie keer te gebruik by 'n troostdiens. Dit gaan soos volg, en ek het dit hier op die skerm. Die dood kom tot die mens ongevraagd en ongehoord. Die dood is 'n besoeker wat nie wag om genooi te word nie of gehaal te word nie. Hy het 'n sleutel wat pas op die slot van elke deur en 'n kaart wat hom die weg aanwys na elke huis. En as hy nader, kom hy ongehoord, sonder om vooraf sy koms aan te kondig, sonder om sy koms rigbaar te maak. Stil is sy voetstap en ongemerk nader hy sy slagoffer. Niemand sien hom nie. Niemand hoor hom nie. Al is hy reeds naby, gee die dood geen waarborg wanneer hy sal toeslaan nie. Menigeen wat volgens menslike berekening nie kon leef tot die volgende dag nie, ly nog maande langer. Ander wat gesond voor die bed van 'n sieke gestaan het of nog na feesmaaltye gegaan het, is reeds heen. En soos ons dan ook lees in hierdie gedeelte van vandag in Johannes 11, sien ons dat hierdie ongenooide gas, naamlik die dood, dan ook paaie gekruis het met Lazarus, die broer van Martha en Maria en 'n bittere goeie vriend van Jesus Christus. Nou ons gedeelte, en as ons ook kyk na die paragraaf voor en na die gedeelte wat ons vanoggend gelees het, word dit vir ons uitgelig dat Lazarus in Betanië gewoon het. En Betanië was 'n klein dorpie gewees wat sowat 3 kilometer van Jerusalem af was. Met ander woorde, as dit nou ons het hier in ons konteks wil plaas, dis dit rofweg van hier van ons kerkgebou af, hier oor die brug hier verby die golfbaan tot by die Isuzu garage. Dis rofweg 3 kilometer. Ons gedeelte begin waar ons lees dat Jesus nie dadelik na hierdie dorpie gehaas het toe hy gehoor het dat Lazarus siek is nie. Ons lees dat hy eers daar aangekom het nadat Lazarus reeds vir 4 dae in die graf was. Nou hierdie 4 dae van reeds in die graf wees dien 'n baie belangrike doel en speel 'n baie belangrike rol as dit kom met die inagneming van die wonderwerk opstandingsgebeurtenis wat later in vers 44 gaan plaasvind. En hier's 2 punte wat ek graag hier wil uitlig voordat ons aanbeweeg. Die eerste een is, as ons boontoe kyk, in die paragraaf voorvind, die een wat ons saam gelees het, lees ons Jesus se reaksie op die nuus dat Lazarus baie siek is in hoofstuk 17 vers 4. Hoor wat was Jesus se woorde toe hy hoor Lazarus is siek? Hy het geantwoord, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Met ander woorde, vriende, Jesus het klaar vooraf besluit, toe hy die nuus hoor, dat hy gaan nie na Betanië toe haas om betyds daar te probeer wees
en Lazarus nog lewendig te probeer vind en hom te probeer genees nie. Nee. Jesus het dit reeds vooraf besluit dat hy Lazarus gaan toelaat om te sterf en dat hy daarna Lazarus weer uit die dood gaan opwek. En hy gaan dit doen nie net om hierdie ek is uitspraak wat ons net nou na gaan kyk te beamoen nie. Hy gaan dit ook doen om te wys dat hy waarlik die gestuurde seun van God, die Messias is. Want dit was op die ou ende die doel gewees van elke wonderwerk wat Jesus gedoen het. Jesus wou nooit bekend gestaan het as die God van wonderwerke nie. Dit was nie sy claim to fame as ek die Engels kan gebruik nie. Die hoofaspek wat hy onder die mense wou tuisbring is dat hy waarlik die seun van God is. En om hierdie getuienis te beamoen, het hy hier en daar wonderwerke gedoen om sy getuienis te staaf. Sy getuienis was sy belangrikste aspek, was sy belangrikste doel gewees. Nie die wonderwerke nie. Die wonderwerke het hy bloot aansluitend gedoen om sy getuienis te versterk, om sy getuienis te verseker, te beamoen, dat hy waarlik die seun van God is, die gestuurde Messias. So hy het vooraf besluit dat hy Lazarus gaan laat sterf, en van Lazarus se dood gaan gebruik maak, om dan ook sy getuienis te beamoen. Die tweede aspek, wat vir my ook baie interessant is dat in daardie tyd was daar baie mites in bygelowe gewees, as dit gekom het by iemand wat sterf. Daar was deur baie geglo dat wanneer iemand sterf, sal die siel van so 'n persoon soekend ronddwaal, op soek na 'n manier om terug te kom na die liggaam toe. En soos ek kan verstaan uit my navorsing, kan dit meer as 1 dag neem. En toe skryf een oue interessante ding, ek weet nou nie of dit waar is nie, maar hy sê, deel van die bygeloof is dat as die siel dit nou uiteindelik reggekry het om terug te kom tot by die liggaam, en hy het gesien dat die gesig van die afgestorwene het verkleur, dan het hy aanbeweeg. Dis nou blykbaar deel van die bygelowe wat daar was in daardie tyd. So 'n persoon in die konteks van daardie tyd was eintlik eers volkome as dood, waarlik as dood beskou na 3 dae. Nou gaan daar by ons 'n klokkie af. Nou verstaan ons hoekom het Jesus eers die 3de dag opgestaan. En nou begin ons 'n idee kry, maar hoekom het Jesus eers op die 4de dag wat Lazarus reeds dood was, aangekom by Betanië en aangekom by die graf? Want niemand moes na die tyd kon beweer, na aanleiding van die sogenaamde mites en bygelowe van daardie tyd, dat beide Lazarus en Jesus nooit dood was nie. Niemand moes so 'n bewering kon maak nie. Dis daarom die genoegsame tyd eers verloop het, sodat hierdie wonderwerk gebeurtenis, eintlik beide se opstanding, nie na die tyd op enige manier met 'n agneming van bygelowe enigsins betwyfel kon word nie. Nou vervolgens lees ons in vers 20 dat Jesus kom toe nou aan tot net buite Betanië, en toe die nuus nou by Martha en Maria uitkom, het Maria agtergebly in die huis. Nou omdat Betanië so naby aan Jerusalem was, is die kanse goed dat daar baie van Jerusalem se inwoners die 3 kilometer afgelê het, en Martha en Maria kom besoek het, en kom troos het, en kom simpatiseer het. En hierdie proses het soms vir 'n paar dae aangehou. So Maria het gevoel, sy gaan nog nie opstaan nie, sy sal maar nog tussen al die mense bly. Maar Martha het besluit, sy gaan dadelik opstaan, en sy gaan Jesus tegemoet gaan. En nou moet 'n mens hierdie beeld in jou verbeelding sien van hierdie bymekaar kom tussen Jesus en Martha. Ek het nou vanoggend 'n video uittreksel gekyk waar die rolprent vervaardig is,
En in die rolprent word dit uitgebeeld dat Martha bloot net tot voor Jesus gekom het en toe die woorde gespreek het en gesê het, Here, ag as iemand net hier was, dan sou my broer nie gesterf het nie. Ek het weer hierdie afgelope week met 'n ander beeld in my verbeelding rondgeloop. Ek het gesien dat die twee kom by mekaar en soos wat die gebruik maar ook is onder ons as mens, as ons mekaar troos, as ons mekaar wil bemoedig, simpatiseer, dat daar was dalk 'n lang drukkie gewees. En daar was gehuil en trane op die skouer. En tussendeur hierdie trane en gehuil het Martha dalk hierdie woorde gespreek en gesê, ag Here, as U maar hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Nou wat interessant is, ons lees later in vers 32, dat Maria hierdie selfde woorde, presies hierdie selfde woorde, tot Jesus spreek, wanneer sy by sy voete kom kniel. Wat vir ons sê dat hulle moes dit herhaaldelik vir mekaar gesê het in hierdie afgelope 3 dae van rou, as die Here maar net hier was, as die Here maar net hier was. Maar wat vir my interessant is, tydens die navorsing van hierdie gedeelte, daar's 3 dinge wat vir my hier uitstaan, as dit kom by hierdie woorde en selfs die gesprek daarna tussen Jesus en Martha, 3 aspekte wat vir my baie interessant is. Ja, ek glo, dat op daardie stadium het Martha en selfs Maria ook al deur vele van die verskillende emosies gegaan, wat 'n mens gaan wanneer jy rou. Emosies soos ontkenning, emosies soos kwaad word, hartseer word, alleen voel, ag daar's 'n lang lys van emosies wat 'n mens deurgaan. Maar nêrens hier sien ek wanneer Martha hierdie woorde spreek teenoor Jesus, dat sy hom enigstens kwaadlik neem, dat hy nie betyds was nie. Ja, sy was heel moontlik frustreerd. Almal van ons raak frustreerd, dis 'n normale emosie om te ervaar, en sy het heel moontlik 'n mate van frustrasie getoon daar in Jesus se teenwoordigheid. Maar met hierdie woorde in die gesprek wat ons hierna sien ons dat sy nooit die Here kwaadlik geneem het nie. Sy was nie kwaad gewees vir Jesus, omdat hy nie betyds was nie. En die tweede punt wat hiermee saamgaan is, dit het nie 'n effek op haar geloof gehad nie. Want ons sien net hierna hoe sy nog steeds 'n pragtige geloofsbelydenis aflê van hoe sy glo in die Here. En weet jy wat, vriende, dit het my laat dink. In vandag se dae, as die Here iets oor ons pad bring waarvan ons nie hou nie, wat is die mens se eerste reaksie? Baie maal. Vir wie is ons eerste baie maal kwaad? Die Here. Is die Here se skuld? Hoekom betoon die Here nie liefde nie? Die Here word dan vir ons uitgebeeld as 'n God van liefde. Hoe kan hy dit toelaat? En daarmee saam, hoeveel mense word nie ateïste wanneer seer en swaar oor hulle pad kom nie? Hoeveel keer het ek al mense teëgekom, iets swaars, iets uitdagends, iets seer het oor hulle pad gekom, een of ander trauma, dalk moontlik die dood van 'n geliefde, as ek die konteks van vandag in ag neem. En dit maak die feit dat hulle die Here kwaadlik neem, maak hulle so koud en so hard, dat hulle self so ver gaan om hulle verdere geloof te verwerp en hulle rug op die Here te draai. Vriende, hier sien ons 'n pragtige voorbeeld. Nie net Martha nie, maar ook Maria. Hulle die Here laat weet, Here, kom asseblief. Maar die Here het nie gekom soos wat hulle gevra het nie. Hy het nie hulle versoek toegestaan soos wat hulle gevra het nie. En Lazarus is dood. Ja, en hulle voel gefrustreerd en ja, hulle is hartseer. Maar hulle hou dit nie teen die Here nie. Hulle neem hom nie kwaadlik nie en hulle draai ook nie hulle rug op die Here, omdat God se wil verskil het van hulle wil nie en van wat hulle wou hê nie. Die derde aspek wat vir my hier uitstaan in Martha se woorde is dat, ja, sy sê hierso in die gedeelte dat die Vader is nog steeds by magte om vir Christus die nodige krag te gee om alles te doen wat nodig sou wees. Maar hulle hou dit nie teen die Here nie. Hulle neem hom nie kwaadlik nie en hulle draai ook nie hulle rug op die Here, omdat God se wil verskil het van hulle wil nie en van wat hulle wou hê nie. Die derde aspek wat vir my hier uitstaan in Martha se woorde is dat, ja, sy sê hierso in die gedeelte dat die Vader is nog steeds by magte om vir Christus die nodige krag te gee om alles te doen wat nodig sou wees.
Maar ek dink nie sy het hier 'n verwagting dat Jesus vir Lazarus moet opwek uit die dood nie. En ek sê dit want dit in my, tussen hierdie lyne as ek die gedeelte verder lees, is dit vir my asof sy in 'n mate eintlik omkant gevang word wanneer Jesus hierna sê ek is die opstanding en die lewe. Ek kry die gedagte dat terwyl Lazarus nog siek was, waar het sy hoop gehad dat Jesus dalk nog verandering kon bring, genesing kon bring en vir Lazarus kon genees van sy siekte. Maar dis asof hierdie hoop het dalk gestop toe hy gesterf het. Daardie hoop vir genesing of herstel van sy lewe gestop. Nou ons lees net hierna, toe sy sê, ag Here, as hy maar net hier was, en betyds was, sou my broer nie gesterf het nie. Antwoord Jesus saam met die volgende woorde in vers 23, hy sê, jou broer sal uit die dood uit opstaan. Nou die Jode in daardie tyd het geglo, dat daar op een of ander tyd, deel van hulle Joodse godsdiens en teologie was, dat daar op een of ander stadium sal daar 'n vorm van opstanding wees. Hulle het net nie geweet wanneer, waar en hoe nie. En hier sê Jesus vir haar, jou broer sal uit die dood uit opstaan. En ons sien Martha maak outomaties die gevolgtrekking dat Jesus nou verwys na die eindtyd. En sy antwoord hom ook so, deur te sê, ja Here, ek weet, eendag met die opstanding, sal ek weer my broer sien en sal ons weer met mekaar verenig wees. Dadelik trek sy die lyn deur na die eindtyd toe. Maar dan kom Jesus en hier raak die gedeelte wonderlik. Hier bou dit op na die ek is uitspraak. Hy sê, nee Martha, jy's reg, daar gaan eendag in die verre toekoms 'n opstanding wees, maar ek verwys nie net nou alleenlik na daai een nie, ek verwys na die hier en die nou. En dan sê die Here hierdie fantastiese woorde waar hy sê, ek is die opstanding en die lewe. En dit word later opgevolg in vers 34, waar hy vir hulle daar rondom hom vra, waar is Lazarus se graf? Neem my soontoe. En ek dink dit is hier waar hy vir Martha omkant vang. Ek dink nie sy het enigstens, toe sy die woorde hoor, jou broer sal uit die dood uit opstaan, enigstens daaraan gedink, dat die Here van hier af sou stap, na die graf toe, en dan vir Jesus letterlik enkele oomblik daarna uit die dood uit sou opwek nie. Nou 'n paar verse later lees ons, dat wanneer Jesus by Lazarus se graf aankom, het Maria ook nou by hulle aangesluit. Daar's vir Maria gesê, jou leermeester soek jou, en sy het toe vinnig opgestaan, en sy is ook toe na Jesus toe, daar waar Jesus en Martha gesels het. Nou wat interessant is, ons het vir mekaar vroeër gesê, daar was 'n groot skare natuurlik teenwoordig, baie wat van Jerusalem af ook gekom, om te kom simpatiseer, en toe hulle sien, dat Maria skiet vinnig hier by die voordeur uit, toe is hulle agter haar aan. So jy sit op die ou einde, met Jesus, Martha en Maria, en dan 'n groot klomp mense, simpatiseerders, van beide Betanië en selfs van Jerusalem. En waar's hulle? Hulle is almal vergader, daar rondom Lazarus se graf. En weet jy wat, vriende? Dit is so wonderlik, want nou sit jy met hierdie klomp mense, wat hierdie beaming gaan ervaar, van hierdie ek is uitspraak waar Jesus sê, ek is die opstanding en die lewe. Dit gaan nou nie net Martha en Maria wees nie. Hier's dalk honderde mense wat hier staan, wat nou primêre ooggetuies gaan wees van Christus se mag, van sy krag en sy goddelike majesteit. En hulle staan en almal sit in die voorste sitplek en hulle gaan nou aanskou hoe die Here vir Lazarus bid, of tot die Vader bid, en daarna vir Lazarus vra om uit die graf uit te kom. Nou ek dink op hierdie punt is dit belangrik dat ons vir onsself vra,
Wat was die rede vir die opwekkings? En ek gebruik hier spesifiek die meervoudvorm, want ons weet in die Bybel word daar ten minste 3 keer van ons aangedui, 3 persone wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Lazarus, hier in vandag se gedeelte, maar dan weet ons ook van Jairus se dogtertjie, en ons weet ook later dat Jesus homself uit die dood uit opgewek het. Wat is die doel, die rede vir hierdie opwekkings? Ek dink, die Here wil daardeur vandag, en eintlik deur die verloop van die geskiedenis, 'n baie belangrike en pragtige, bemoedigende boodskap by elkeen van ons tuis bring. Jy sien vriende, wanneer Jesus meld dat hy die opstanding en die lewe is, verwys dit nie na iets in die verre, net in die verre toekoms nie. Dit is nie iets wat ons net in die verre toekoms aan blootgestel gaan word, aan deel gaan hê nie. Die feit dat hy reeds tydens sy aardse bediening mense uit die dood uit opgewek het, dien as bewys en dit beamoen sy getuienis dat die opstanding en die lewe waarvan hy praat iets is waaraan ek en jy nou al aan deel kan hê. Dit was al reeds iets wat die mense van daardie tyd, wat ooggetuies was by die graf, aan deel kon hê, wat hulle eie kon maak. Deur wedergebore te word in en deur die Gees, word dit nou reeds 'n huidige waarborg en realiteit vir elke gelowige. Die opstanding en die lewe is nou al reeds deel van ons siel en van ons wese. Dit is nou al reeds deel van my en jou identiteit en ons toekomsverwagting. As ons Jesus, wie verklaar dat hy die opstanding en die lewe is, in ons harte innooi, soos wat daar verwys word in Openbaring 3 vers 20, en hy kom in, en hy sê, hy is die opstanding en die lewe, beteken dit, met sy inwoning hier binne in ons, het ons klaar outomaties deel daaraan, nou, hier, in die hede. Dit vorm nie net 'n gebeurtenis in die verre toekoms nie, dis nou al tot in my en jou bereik. 'n tweede ding wat ek hier wil uitlig is, dat as Jesus hier meld dat hy die opstanding in die lewe is dit belangrik dat ons in ag moet neem dat ons hier met 2 verskillende aspekte te doen het, en die een volg op die ander een. Om op te staan is een ding, maar om te bly leef is 'n ander ding. En wat die Here eintlik hier kom doen is, hy kom maak eintlik 'n dubbele belofte aan ons. Hy sal nie net die een wees wat seker maak dat ek en jy eendag opstaan nie. Hy sal ook die een wees wat seker maak dat ons tot in aller ewigheid bly leef. Hy sal ons tot in alle ewigheid versorg. Hy sal tot in alle ewigheid aan ons die lewe gee. En 'n mens kan nie anders as op hierdie punt te wil dink aan die beeld wat Paulus gebruik in 2 Korintiërs 5 vanaf vers 1, waar hy sê, ons weet dat, wanneer ons aardse woning wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. En hierdie woorde sluit so mooi aan by vandag se ek is uitspraak, want wat Paulus hier vir ons probeer sê is, en dis die troos en die bemoediging waarmee ek elkeen van u vandag wil terugstuur in die wêreld, en terug wil stuur in die lewe, en terug wil stuur in al die uitdagings wat voor lê, en wat 'n mens so baie keer so mismoedig maak en laat twyfel, is die wete dat as my en jou lewe hier tot 'n einde kom, beteken dit nie dis die einde van ons bestaan nie. Wanneer my en jou fisiese liggaam begrawe of veras word, beteken dit nie dat ons nie verder voortleef nie. Wanneer ek bely dat die Here ook my opstanding en my lewe is, sê die teks vir ons, verander ek van woning. Ek verander van adres. My tydelike
tuintwoning hier op aarde word afgebreek en ek verhuis na 'n meer permanente woning. Of ek net die woord uithaal, want meer klink asof dit ook nie ten volle permanent is nie. Ek verhuis na 'n permanente woning. En wat hierdie permanente woning so spesiaal maak, is nie deur mense gemaak nie. Enigiets wat deur 'n mens gemaak word, hou nie. Dit het net 'n bepaalde leeftyd. Maar die skrif sê, en Paulus kom bemoedig ons hier, hy sê hierdie nuwe adres, hierdie nuwe woning, hierdie nuwe huis is deur God gebou. En dit sluit so mooi aan met Christus wat sê, ek is die opstanding en die lewe. Want hierdie huis sal tot in alle ewigheid staande bly. In Johannes 14 sê Jesus dat hierdie huis het baie kamers. Met ander woorde, daar's vir elkeen van ons plek om eendag tot in alle ewigheid na ons opstanding en die Here se teenwoordigheid te kan gaan verkeer saam met ons geliefdes. En ons het nodig om hierdie goed vandag te hoor, vriende. Hoekom moet ons dit hoor? Ek is nog nie so lank in die bediening nie, ek trek nou maar in my 13de jaar. Maar ek het al gesien dat wanneer dit kom by aspekte soos die dood, is dit geneigtheid om by 'n groot deel van die mensdom groot onsekerheid te wek. Sommige raak bang. Sommige vrees die dood. En daar's 6 aspekte, ek glo daar's ander, maar daar's 6 aspekte wat ons baie keer aan begin dink wanneer ons begin dink oor die dood. Nommer 1, ons wonder oor hoe gaan ons doodgaan? Dis die eerste ding wat baie keer angstigheid, bekommernis en vrees by ons skep. Hoe gaan ek eendag doodgaan? Iemand het nou eendag vir my gesê, my grootste vrees is dat dit pyn en deurlyding gaan wees. Dis my grootste vrees. Dis wat my bang maak vir die dood. 'n tweede een is die feit dat ons nie wil afskeid neem van ons geliefdes nie. Ons wil nie in so 'n posisie geplaas word wat ons langs 'n kus moet staan of by 'n nismuur moet staan of by 'n oop graf moet staan nie. Ons vrees die dood want eers moet ons afskeid neem en ons sien nie kans daarvoor nie. Dit maak ons bang, dit maak ons benoud. Nommer 3. Ons weet nie wat met ons gaan gebeur na die dood nie. Ja, die Bybel is vol soveel bemoedigende gedeeltes wat vir ons moet help om geloof en sekerheid te kry. Maar ons is mens met 'n sondige natuur. Ons bly maar wonder. Wat gaan gebeur? Waarheen gaan ons? Wat gaan van ons word? Baie het al vir my gesê en ek vind dit veral onder persone van hoë ouderdom, wanneer hulle begin besef dat hulle biologiese tyd raak al hoe minder. Het baie al vir my gesê, Dominee, ek is bekommerd. Ek het geglo en ek het die Here aanbid, maar was dit reg? Was dit genoegsaam? Was my interpretasie van geloof en my interpretasie van verheerliking en aanbidding, was dit korrek? Was dit die wyse waarop die Here dit wou hê? Was dit aanvaarbaar in sy oë? Gaan my manier van aanbidding genoegsaam wees om die saligheid te kan ontvang? En in so 'n posisie kan ek so 'n persoon vertroos en sê, elkeen sin is anders. Elke persoon se manier om die Here te aanbid is op 'n ander wyse. Al verskil joune van jou medemens. Die Here kyk na jou hart. En hy kyk na die bedoeling daar agter. Ons is baie keer bang om te sterf, want ons is bang om ons geliefdes agter te laat. Tydens huisbesoeke het mense al baie keer vir my gesê, Dominee, ek is bang ek gaan dood, want ek weet nie, wie gaan vir my vrou sorg? Ek is die een wat die inkopies doen. Ek is die een wat die banksake doen. My vrou weet nie hoe om geld te gaan trek by die ATM nie. My vrou weet nie hoe om dit te doen nie. My man weet nie hoe om dat te doen nie. Ekskuus, ek draai dit maar so om dat net lyk of die vrou nie weet nie. Maar baie keer is ons bang om dood te gaan, want ons is bang oor wie gaan na my geliefdes wat agterbly? Wie gaan hulle kyk? Wie gaan daar wees vir my kinders? Dis alles dinge wat ons baie keer bang maak en laat twyfel en bekommernis skep oor die dood.
En dan een wat ek ook baie maal hoor is, Erich, sal ek ooit weer my geliefdes sien? Sal ek ooit weer met hulle verenig word? Iemand vra vir my vroeër in die week, Erich, 'n mens hoor in vandag se daar steeds van baie mense wat beweer dat hulle vir 'n kort oomblik dood was en dan word hulle weer opgewek of hulle word weer lewendig. Daar's bekende mense wat boeke geskryf het en video's uitgebring het van sekere tyd, 'n minuut of soveel sekondes en. En baie van hulle beweer dat in daardie oomblik wat hulle dood was, het hulle iets van die hemel ervaar. En die persoon vra toe vir my, is dit waar? En my antwoord daarna was, die eerste ding wat ons altyd in ag moet neem, is dat jy kry altyd sensasiesoekers. Jy kry altyd mense wat die waarheid gaan verdraai, om byvoorbeeld status daai te verkry, of geld daai te maak. So daar's definitief valse profete. Daar's definitief mense wat hierdie goeters uitdink en verkondig vir eie gewin. Maar weet jy wat, vriende? Ek dink daar's ook ware gebeure. Ek dink die Here doen vandag nog steeds wonderwerke en daar's nog steeds gebeure in vandag se dae waar hy mense uit die dood uit opwek om sy destydse getuienis te bly beamoen dat hy waarlik die opstanding en die lewe is. Dis nog steeds in vandag te dae nie sy claim to fame nie. Die Here wil nie bekend staan as net die God van wonderwerke nie. Die koninkryk is sy primêre aspek waarop hy wil hê ons moet fokus. Die getuienis dat hy die gestuurde Messias is, dit staan nog steeds vandag se dae sentraal. Maar net soos tydens sy aardse bediening, glo ek vas, die Here doen in vandag se dae nog steeds hier en daar 'n wonderwerk. Net genoeg, dat dit nie 'n afgewaterde gebeurtenis word nie, net genoeg, dat dit sy getuienis kan bly beamoen, dat hy waarlik die opstanding en die lewe is. En dit moet binne in my en jou die vrees, die bekommernis, die hopeloosheid, die negativiteit, die mismoedigheid wegneem. En onder leiding van die Gees moet dit vervang word met opgewondenheid, met vreugde, met hoop. Ek en jy moet nie meer bang wees vir die dood nie, want vir 'n Christen is die dood nie die einde nie. Jesus kom sê dit hier juis, vir kinders van die Here is dit bloot maar net die begin. Laaste aspek wat ek wil noem, daarmee sluit ek af. Ek het dit al vertel, maar ek vertel dit weer. Daar was 'n dame gewees wat vir haar hele lewe lank in 'n hospis as verpleegster gedien het. En toe sy afgetree is, reeds met pensioen is en eendag getuienis lewe oor haar werk, toe sê sy, daar was altyd vir my iets interessants gewees wat sy ervaar het wanneer geliefdes rondom die bed van iemand gestaan het van 'n geliefde wat sopas gesterf het. Die ongelowiges het altyd net terugreflekteer oor die persoon se verlede. Oeg, die persoon was so mooi. O, die persoon was so goed. O, die persoon sal altyd vir dit en dat en so onthou word. Maar sy sê, wanneer sy in 'n kamer verkeer het waar Christene, waar gelowiges rondom die bed van 'n afgestorwene bymekaar was, ja, daar's ook terugreflekteer op die verlede, maar daar's ook met positiwiteit en met opgewondenheid en met vreugde gepraat oor die persoon se toekoms. Sake soos, ons weet, hierdie persoon verkeer nou in die Here se teenwoordigheid. Ons weet, hierdie persoon se lewe het nie nou tot 'n einde gekom nie. Hierdie persoon staan nou siektevry en gebrekvry en pynvry voor die Here. En dis hoe ons moet voel oor die toekoms. Dis hoe ek en jy moet kan aan die binnekant nie net moet kan voel nie, maar wat ons aan die buitekant ook moet kan praat en getuig teenoor mekaar as dit kom by die dood. Dis iets wat ons nie moet onderkry nie, want ons weet vir elke kind van die Here wag daar 'n pragtige mooie toekoms aan die ander kant van die dood. Die dood is bloot net die deur na die koninkryk van God. En Christus het daai deur vir elkeen van ons
reeds kom oopsluit. Amen. Kom ons raak stil. Here, hierdie gedeelte van vandag het vir my as mens in hierdie week wat verby is, tydens al die navorsing, net weer opnuut kom hoop gee oor my toekoms. Net weer dit teenoor my kom herbevestig dat ek nie nodig het om bang te wees vir die dood en wat daarna volg nie. Dat ek met die wete kan leef, dat omdat ek aan U vashou en omdat ek bely dat U ook my opstanding en lewe is en omdat ek U toegelaat het in my hart en in my siel en in my verstand, het ek reeds toegang en deel van die koninkryk. Here, maar ek bid dat hierdie herbewusmaking daarvan ook by elkeen wat vandag hier sit en by elkeen wat na hierdie opname luister, dat dit ook binne elkeen van hulle sal geskied. Ek weet dis persone onder ons wat twyfel en bang is vir die toekoms en die dood en die gebeure daarna, maar ek bid dat na aanleiding van vandag se boodskap, hierdie teksgedeelte en die werking van die Heilige Gees, dat U, daar waar onrus in ons harte is, dit sal kom vervang met kalmte en rustigheid en met die sekerheid dat daar vir ons 'n ewigheid voorlê. Mag ons getransformeer word, dat ons nie meer die dood sal vrees nie, maar dat ons opgewonde sal raak en met vreugde in ons hart sal rondloop, wetend wat vir elke kind van die Here wag. Here, maar sommige van ons se aardse paadjie is nog lank. Daar's nog baie wat hier moet gebeur voordat U dit so behaag om ons te kom haal. En daarom bid ek dat U by elkeen van ons, terwyl ons nog besig is met ons aardse lewe, ons aardse marathon, ons aardse wedloop, dat U elke dag by ons sal wees. Versterk ons, seën ons met U teenwoordigheid, dat ons kan weet, die almagtige God van hemel en aarde, bied daagliks sy beskerming, sy teenwoordiging, sy versorging, sy leiding oor ons. Ons bid al hierdie dinge, Here, in U naam alleen. Amen.